Welcome to the Success Builders podcast. If you're an entrepreneur seeking motivation, inspiration, and real-world strategies to grow your business, you're in the right place. Here we believe success isn't a destination, it's a journey filled with golden nuggets of wisdom shared from one business owner to another. I'm Liz Nanel, a real estate agent, mentor, entrepreneur, and your host on this exciting path. In every episode, I'll bring you valuable insights from entrepreneurs who's been in the trenches, built their dreams, and are ready to share their secrets with you. Whether you're just starting out or looking to take your business to new heights, this is your space to learn, grow, and connect. Let's dive in and build success together. Hartlik welkom by die Success Builders podcast. Ek is julle gasvrou Liz Nanel en vandag het ek 'n dinamiese paartjie in die eiendomsbedryf, Jean en Morney Koetser. Jean is bekend vir haar verkoopsvernuf en Morney 'n meester in die huurmark. En nie net alleen is hulle bekend in die eiendomsmark nie, maar hulle is ook 'n dinamiese paartjie met 'n pragtige vriendskap wat tussen hulle en ander mense in die bedryf saam met hulle vorm. So welkom Jean en Morney. Dankie, so voorreg om hier te wees. Dankie. Ek wil graag vra voor ons by die werk goed begin, so ou ysbrekertjie. Julle twee werk saam en as iemand wat ook saam met my man werk, weet ek daar is baie mense wat nie saam kan werk nie. So dit is vir my baie interessant om julle dinamika te sien en te weet julle is al jare getroud en julle werk so naby mekaar elke dag. Hand aan hand. Vertel vir my, waarvan hou julle die meeste van mekaar? Wat se eienskap het die ander persoon wat vir julle iets is wat jy dink werk regtig goed? Ja, Morney is administratief baie sterk. So ek kan partymal 'n bietjie skattebrein wees met admin en dis waar hy my baie goed aanvul. Hy help ook definitief vir my om 'n bietjie te ontspan. Ek kan opgewek raak oor goed. So dit is waar hy my so 'n bietjie downtown. Ek hou daarvan, Morney, jy is rustig. Jy maak my ook sommer rustig. Ja. Dis baie lekker. Hy het 'n baie rustige demeanor, ja. En wat sou jy sê van jou kant af? Wat bring Jean wat werk vir die verhouding? Hoe julle met mekaar werk, maar ook met kliënte? Ja, ek dink so aan die punt van sy hou daarvan om te praat. Sy is lief vir praat. En ek is meer die een op die agtergrond, stiller en so, en ek dink ons vorm 'n baie goeie span wat dit betref. Jy weet, ons vul mekaar goed aan. Jy weet, sy is die een wat daar buite is. Ons praat met mense en so, ek is bietjie meer op die agtergrond en soos hy gesê het, administratief is sy nowhere. Jy weet, ek sal nie Nowhere. Ek sal hom nie heeltemal sê nowhere nie, maar ja, ek so, is nee, jy weet, ek doen nie filing, ek doen piling. Ja. Ek love it. En ek weet altyd waar alles is, so my nie daaroor bekommer nie, maar ja, ek doen Dit piling. klink soos ek het net nie 'n Morney nie. My Donald is ook lief vir gesels. So Ja. ek is so, julle is definitief 'n baie goeie kombinasie. Ja. Om alles te kan dek. En Jeannie, ek is verbaas van ek jou leer ken het met die hoeveelheid eiendom verkope wat jy net beklink. Dit is konstant. As ons sien is daar nog 'n huis verkoop. Wat sou jy sê is jou grootste dryfkrag? Wat help jou om 'n sukses te maak van alles in verkope? Lisa, ek dink, ek redeneer nie, vir my is dit, ek dink my sukses, as ek kan sê baie dankie daarvoor, is omdat ek nie verskriklik redeneer daaroor nie, ek doen dit omdat ek baie lief is daarvoor. Ek is mal oor mense, nie een dag is vir my dieselfde nie, wat vir my ongelooflik is, en ek dink dit gaan vir my maar basies daaroor dat ek lief is vir wat ek doen. Ek hou daarvan. Ek dink een van Voel nie ons soos werk nie. Ja, dis 'n passie. Ja, dis 'n passie, ja. En wat is een van die grootste lesse wat jy geleer het in die eiendomsbedryf, hoe jy iets vat wat, dit is 'n besigheidsproses wat moet gebeur, maar dit is ook baie persoonlik, want dit is iemand se huis. Wat is die grootste les wat jy geleer het om van jou so 'n goeie eiendomsagent te maak, dat jy die persoonlike faktor kan inbring en die mens wees wat jy is? Ek het groot geword in 'n baie kreatiewe omgewing en in 'n huis waar sielkunde 'n groot rol gespeel het. En ek dink ook dit kom natuurlik.
as ek gaan om 'n kliënt te ontmoet, is dit in die eerste plek vir my heerlik. Dit is vir my 'n nuwe mens wat ek ontmoet, dit is vir my iemand nuut wat ek leer ken, of daar nou 'n mandaat uitkom of nie. Dit is nie my eerste, dis nie wat my daar bring en wat my daar kry nie. Wat my daar kry is, ek gaan met iemand gesels, iemand nuut ontmoet, en die voorreg hê om in iemand se huis te kom, want dit is 'n voorreg. Dit is 'n voorreg dat iemand jou toelaat in hulle huis om met hulle te kom sit en gesels. So, dit is, ek het nooit die hele tyd in my agterkop, ek moet hierdie een skryf, ek moet hierdie een verkoop nie. Dit is nie hoe ek oor goed redeneer nie. En as ek daar wegry, dan doen ek my waardasie of my markanalise, en dan is dit lekker, dan gaan ek weer terug en ek gaan weer om te gesels oor wat ek gevind het, en daar doen ek administratief nogal my ding, hoor. So ek is baie tens oor 'n waardasie of 'n analise, ons mag dit 'n waardasie noem nie. Vir my is dit nie iets wat jy net kan afjaag nie. Jy moet regtig vir my jou huiswerk doen. Ek verduidelik dit ook altyd vir die kliënt as ek daar sit, want baie maal kom jy daar en die mense sê vir jou, ja, so wat dink jy, kan my huis voorverkoop? Ek kan nie vir jou sê nie. Ek moet my huiswerk gaan doen. Ek het 'n idee in my kop, maar gaan dit eers vir jou noem nie. So ja, dis maar basies, ek hoop ek het jou vraag geantwoord. Ja, hou van die proses. En ek het nou al die voorreg gehad om so bietjie van jou pa, wat nou nie meer met ons is nie, te leer. En dis altyd vir my 'n pragtige storie. Ja, 'n groot inspirasie. Ja, hy's 'n baie groot inspirasie in my lewe. Ook die ons het groot geword met Light from Many Lamps. Dit was soos 'n ekstra Bybel in ons huis. En tot vandag toe is dit deel van my roetine. Ek lees dit. Al die ou presidente en die ou filosowe, wat het hulle uit hulle lewe geleer? En dis vir my inspirerend. Definitief, dis baie min wat jy van iemand hoor, wat jou so inspireer, soos wat jou pa my nou al geïnspireer het, en ek het hom nog nooit ontmoet nie. Ja, uit die hemel inspireer hy jou vandag. Ek love dit. Ja, hy was 'n formidabele man. Mornay, so vir 'n rustige ou, is ek baie geïnteresseerd in hoe vind jy jou voete in die huurmark, want dis 'n besige plek. Daar's 'n klomp beweging, daar's in die Kaapse mark altyd 'n hoë navraag en aanvraag van huurders af. Vertel vir ons 'n bietjie, hoe het jy jou pad daar ingevind en wat geniet jy meeste van die huurmark? Ja, kyk, in die begin is dit maar daunting, soos jy sê, dis baie, ek kom gelukkig van 'n bedryf af wat baie aan die gang was en besig was, en alles is verskillend elke dag. So ek dink tot 'n mate is 'n ou se rustigheid help jou nog daar, en ek dink as jy iemand moet wees wat baie gou fluster dra of all over the place is, as ek Engels kan praat, dan gaan 'n ou sukkel. So ek is 'n persoon wat maklik kan terugstaan en dink daaroor en dan besluit wat ek wil doen. Jy weet, ek sal nie net kop eerste in 'n ding aanhardloop soos sekere ander mense in ons verhouding nie. Ek is meer die tipe een wat die kat uit die boom uit sal kyk. So ek dink tot daai mate help my rustigheid my baie, jy weet, maar ja, dit is 'n baie, soos hulle in Engels sê, 'n vibrant mark op die oomblik, veral in die Kaap. Jy weet, jy sit 'n lysting in vir 'n verhuuringshuis vandag en môre is hy verhuur. Jy weet, so dit is ook lekker. Jy weet, ek verkies meer daai gedeelte as die verkoopgedeelte. Jy weet, sy hou daarvan om baie meer persoonlik met mense te raak, en dis hoe dit moet wees as jy iemand se huis wil verkoop, waar jy weet, verhuuring is nie daai one-on-one nie, jy weet, dis meer vinnig, kom ons volgende ene tipe van ding. So ja, nee, ek geniet dit baie, en dan al die challenges wat saam met dit kom, jy weet, die naverkope, kan ek maar sê, die geyser wat bars en daai tipe van goed. Natuurlik is dit aanhoudende diens. Ja, ek kom uit 'n logistieke agtergrond, so ek moes my lewe lank vir 22 jaar probleme oplos. So ek dink dit is maar nou net 'n extension daarvan. Ek gaan nou maar net aan daarmee net in 'n ander bedryf. Ek dink jy raak nou aan iets wat ek wou opbring, en dit is daai die challenges, die probleme wat baie keer opkom. Ek dink iemand moet definitief 'n probleemoplosser wees. Behalwe vir dit, watse raad sou jy gee? Ek bedoel, jy het nou lekker lewensondervinding, jy het in 'n ander industrie gewerk, en ek sê altyd, as ons in die eiendomsmark is dit nie noodwendig die hoeveelheid jare wat jy in die eiendomsmark is nie, maar dit is ook die hoeveelheid jare wat jy al in die lewe is, en jou kennis wat jy opgedoen het in ander besigheid. Maar vir iemand wat nou heeltemal nuut die huurmark betree, miskien jonger is as wat jy is, watse raad sou jy gegee het? Wat sou jy sê is belangrike punte wat hulle in ag moet neem?
Ek dink die heel belangrikste is omring jou met mense wat jy nommer 1 kan vertrou, wat jy weet jy kan vertrou en mense wat weet wat hulle doen. Dit is die heel belangrikste. Jy weet, omring jou met goeie, bekwame mense. Want op die ou end van die dag is dit hoe jy gesien wil wees. Jy weet, dit is hoekom en die verkoopkant met Genie ook, ons omring ons met mense wat ons waardes het en daai tipe van dinge, want as jy nie die mense om jou het wat soos jy werk nie, jy weet, dan kan dit nie werk nie. Jy weet, so mense wat soos jy dink, mense wat soos jy sal optree, want môre oor môre word daar gepraat van Morneyse mense wat nie hulle job gedoen het, jy weet, en hulle praat nie van die mense wat nie die job gedoen het, dis Morneyse mense wat nie die job gedoen het. So vir my is die heel belangrikste is omring jou met bekwame mense. En as jy dan 'n goeie mentor of 2 kan hê, dan is dit ook baie goed. Soos wat 'n mooi boodskap, Morney. Ek dink daar's soveel raad altyd wat vir jou sal sê dat die 5 mense in jou nabye sirkel met wie jy jou omring het so groot invloed op jou lewe. En ek dink dis iets wat ons as individue altyd met aandag gee op. Want dit help ons om te groei. Hulle sê as jy die sterkste in jou sirkel is, moet jy jou sirkel verander. So dit is altyd, dit is altyd vir my baie motiverend om te weet, mens kan elke dag 'n bietjie groei en 'n bietjie iets anders doen. So ek dink dis baie goeie raad as 'n geheel vir iemand wat in die industrie inkom, is om te kyk met wie partner jy, wie is die mense wat saam met jou werk, want soos jy sê, enige van daai persone reflekteer op wie jy is en op wat jou besigheid is. Ja, kyk, dit is 'n verskriklike cutthroat industrie. Mense sal die 2 keer dink om jou in die rug te steek tipe van dinge, en as jy, veral as jy jonk is en jy begin, dis hoekom dit so belangrik is, kry vir jou 'n goeie mentor en kry mense wat jy regtig kan vertrou. Moenie na almal se stories en praatjies luister nie, want daarvan is daar baie daar buite, jy weet, ons almal kan daarvan getuig. Maar ek dink as jy begin met die regte fondasie, dan kan 'n ou, jy weet, party mense probeer te hoog skiet te vinnig, en dan is die fondasie nie daar nie, en dan val die storie mekaar, en dan verstaan hulle nie hoekom nie. Jy weet, so, ons het nou, ons seun is nou matriek gewees, so ons probeer hom nou oorreed om die eiendomsmark te betree. Maar die ding is, die regte fondasie, jy weet, as ou nie op die regte fondasie begin nie, en dis maar vir alles in die lewe, jy weet, dan dit gaan miskien goed gaan vir 'n jaar of 2, tot die fondasie getoets word. En as hy nie dan daar is, jy weet, dan is dit einde van die storie. So, vat eerder jou tyd en begin reg. Ek hou daarvan, so die duo gaan nou 'n trio raak. Ek's baie opgewonde vir Luca. Ja, ons sal moet sien. Ek kyk of gelyktydig. Julle gaan moet sien. Ja, so dit is iets wat ek regtig voel ek moes 20 jaar gelede begin doen het. Maar mens kan nie jou dinge en jou drome projekteer op jou kind nie. So daar is altyd maar, hy moet sien wat ons doen. Hy voel ons werk hopeloos te hard. Hy weet nie of hy daarvoor kan sien nie. So dit is vir my baie snaaks. En ja, vir ander agente daar buite, ek dink die wenresep van gelukkig wees in die bedryf is om jouself te wees. Totaal en al autentiek net jouself. Wat is jou goeie punte? Wat is jou godgegewe talent? En dis waarop jy fokus. Dis wat ek vir ons seun Luca probeer leer is, ja, nie een dag in hierdie bedryf is dieselfde nie. En dit is die ongelooflikste bedryf vir my om in te wees. Want ek sal nooit verveeld raak nie. Daar is altyd nuwe mense om te ontmoet, nuwe uitdagings, want elke liewe, soos jy weet, transaksie het sy uitdagings. En dit is so rewarding om aan die einde te kan sê, ek het 'n gelukkige koper, ek het 'n gelukkige verkoper gehad, en hier gee ek die sleutels oor. Daar is nie iets beter as dit nie, en dan, wat wel beter is die eerste koper. Ek's mal daaroor. Ek's mal daaroor as dit hulle eerste huis is, en hier gee ek daai sleutel oor. Dit is 'n voorreg, ek is elke dag opgewonde in hierdie bedryf, en dis vir my lekker. Dit is wat lekker is. Ja, ek dink dit is deel van Genie se sukses, is die feit dat sy is true to herself. Jy weet, ons het sekere waardes, en ons het
vir onsself gesê toe ons in hierdie bedryf ingekom het, ons gaan hou by ons waardes. En ek dink dit is baie belangrik. Jy weet, daar kom baie keer wat jy dink, kan nou dit doen, maar jy weet, dit is nie volgens jou waardes nie. En jy weet, net so lank jy jouself bly. Ek hou Moenie daarvan. probeer om iemand anders te wees nie. Ek kan nie Vind uit wat's jy. Ek kan net sê, jy het nou so 'n mooi woord gebruik, Jeannie, autentiek. Ja. Want jy daarvan praat, dus ek soos authentic. Wees authentic, Jy maar moet autentiek wees. En jy moet besef dat dit gaan nie die oproepe gaan nie instroom die heeltyd nie. Jy maak 'n naam in die bedryf, maar daar's daai sê ding wat jy weet, ek baie vas in glo en ek probeer dit vir my kind ook leer dat hard work beats talent if talent doesn't work hard. So jy kan nie net terugsit en sê, maar ek het hierdie geaardheid. Mense gaan net met my gaan. Nee, jy moet konstant hard werk in hierdie bedryf. En jy moet konstant jouself evalueer na elke transaksie. Kon ek hierdie so gedoen het, kon ek daai so gedoen het? Wat het ek geleer hieruit? Want ek sê vir jou, 'n eiendomsagent wat sê, hulle leer nie met elke transaksie, selfs na 20 jaar weer iets nie. Hulle praat nonsens. dis baie waar. En die industrie kan ongelooflik veel eisend wees. So ek wonder vir julle as 'n gesin met hierdie high demanding industrie en ons weet hoe besig dit kan raak. Hoe balanseer julle dit as 'n huishouding? En doen julle, praat ek hier van agter die deur of agter die muur, hoe sê hulle? Wat se raad kan julle gee? Miskien kan julle vandag vir my 'n bietjie raad gee om te sê, hoe maak 'n mens 'n balans uit dit alles? Hou jou gesinstyd en jou besigheid. Ek sukkel daarmee, ek Jeannie kan sê, praat. iemand het een keer vir haar ma gevra, wat is die sukses vir julle vir haar ma en haar pa se huwelik vir so lank? En toe sê haar pa het gesê, een van hulle moet houden bek. So ek dink in hierdie geval is ek maar die een wat my tande kners en so. Maar nee, wat, ek dink dit is al nie so erg nie, maar partykeer is daar maar een wat terugstaan en ek sal maar die terugstaan werk doen. Nie altyd nie, fooi tog nie. Dis seker nou maar by ons ook so. Iemand moet weet wat Houdenbeck. Daar's 'n boek geskryf, Houdenbeck. Ek dink dit was ek hou van hom. Houdenbeck, ja, Hollands. Nee, ek dink ook wat jy dalk vra is hoe kry ons 'n balans met ons gesinslewe? Jy weet, naweke is jou tyd wat jy baie aktief is en dis wanneer jou kinders by die huis is en ons maak tyd. Ons maak tyd om te sê dis nou gesinstyd. Ons het nou vir amper 2 weke vakansie gehou in Mosselbaai. Ja, ek het nog steeds seker gemaak daar is wifi en ek het nog steeds altyd my foon gekyk waaroor die kinders nie omgee nie, want nou het hulle ook wifi, maar ons het regtig goeie kwaliteit tyd met die kinders spandeer vir daai 2 weke. En Lukas 19 vir hom is dit in elk geval genoeg. 5 minute met ma en pa is ook genoeg. Ek hoor jou en ja, dis baie waar wat jy sê en ek sien dit in julle ook. Ek sien dat wanneer julle werk julle baie hard en wanneer julle gesinstyd spandeer, of dit nou net 'n Sondag of 'n Saterdag oor die naweek is, dan spandeer julle daai gesinstyd en dit is 'n pragtige boodskap om daar buite te sit. En het julle 'n tradisie of ietsie as julle nou lekker verkope gedoen het of 'n klomp nuwe mense in die huur plekke ingesit het julle ietsie wat julle doen om dit te vier? Ons sê hoehoe next. Ek weet nie, het ons 'n tradisie glad nie. Nee, ons het nie regte tradisie vir workraai of so iets nie, maar soos jy sê, ja, ons is dankbaar, want ek dink die oomblik as 'n mens dankbaarheid verloor, jy weet, dan begin jy dit van selfsprekend aanvaar, en ek dink in hierdie bedryf, as jy enigiets van selfsprekend gaan aanvaar, dan gaan jy weet, dan gaan jy hartaarde toe kom, jy weet. Entitlement is nie deel van jou woordeskat in die eiendomsbedryf nie. Jy het nie die reg tot enigiets. Ja, niks moet jou toe kom. Voorreg, niks moet jou toe kom nie. Alles is 'n voorreg. Dit is 'n voorreg om mense te ontmoet. Dit is 'n voorreg dat iemand jou vertrou om hulle eiendom te verhuur of te verkoop. En ek dink as dit jou houding is, dan gaan jy dit ver maak. En jy is erg oulik. En jy het 10 minute om jouself jammer te kry. Né? Dit is so. Jy mag jouself jammer kry want daar's altyd teleurstellings, maar jy het regtig 10 minute. En dan moes die son op iemand anders geskyn het. 10 minute sê jy. Ja. Ons probeer 10 minute. Ons nie. Ons probeer 10 minute, maar dan moes die son op iemand anders geskyn het. Dis wat ek voel. Want net soos ek voel dit moes my toe kom, so moes dit iemand anders toe kom. Dit is maar hoe dit is.
Die sê ding van you Daar's win 'n- some, you lose some. Absolutely. Ja. So, wat sou julle nou sê, hierdie is nou my grootste vrees vir vandag was die Afrikaans. O, dit was Vir 'n heerlik. Afrikaner om nou sukseswilder, al die mooiste Afrikaans woorde te vind en ons kan probeer. ons maar so bietjie mengels ook. Maar van so anders ondervinding, wat sou julle vandag sê was vir julle lekker om te kon gesels met my? Wat het julle geleer uit die dag uit vir iets wat nou, kom ons sê, volksvreemd is? Wel, volksvreemd is dit seker nie, want dit is nou my moedertaal. Die Afrikaanse onderhoud, ek het nog nie so iets gedoen soos hierdie nie. So, soos jy weet het ek 20 keer gekyk waar skyn die lig en dit, maar toe die onderhoud eers begin, toe is dit net asof ek saam met jou in die sitkamer sit en gesels. 'n Lekker Ja, geselsie. ja. En ek het geleer ook vandag, dis interessant, wanneer jy begin praat oor hierdie goed, in 'n meer formele opset, soos hierdie, as jy dit nou formeel kan noem, dan is daar heeltyd hierdie goedjies in jou kop wat vir jou sê, ja, onthou jy met hierdie toepas, jy moet jouself heeltyd herinner. Dis wonderlik, talk is cheap, soos hulle sê, dat is nou mengels, né? So, dit is, jy moet jouself heeltyd herinner. Staan op, gaan aan, moenie, fokus op dit, ja. So dis 'n groeiproses, dit is wat ek leer, elke dag. Ek hou daarvan, ja. Morney, wat dink jy? Ja, vir my is dit nou weer, jy weet, dis heeltemal uit my comfort zone uit. Jy weet, dis nie iets wat ons elke dag doen Myne of ook, hoor, die ooit kameras is gedoen my het baie of so nie. So, maar ek dink dit is ook so belangrik in 'n mens se groeiproses om jouself uit jou comfort zone uit te vat. Ek is iemand wat baie maklik in 'n comfort zone verval. Maar dan moet mens jouself sê, maar luister hierso, gou daarvoor, jy weet, kom uit jou comfort zone uit en in die oomblik as jy ou dit doen, dan besef jy maar okay, dit was tog nou nie so erg gewees nie. En ek dink dis baie belangrik in die lewe ook, jy weet, gaan uit jou comfort zone uit. Ek preek dit altyd vir my seun, pas dit nie altyd toe nie, maar ek dink die oomblik as jy ou dit gedoen het en sê, wow, okay, so wat is die volgende ene wat ek kan aanpak, jy weet, so miskien volgende sit ek in jou stoel en voor die onderhoud met jou. iemand Ek kan nie tipe van wag ding. nie. Ek kan nie wag So soos ek vir jou nou ken, sal jy nou aanhou met te pester daaroor, Ja. maar ja, jy weet, mens moet jouself challenge. Ek meng nou my Afrikaans en Engels baie, maar ek dink mens moet dit doen, jy weet, as mens net gaan sit en okay, ek is nou hierso en ek is nou gelukkig waarmee ek is, jy weet, gaan nie vorentoe gaan nie. So ja, vir my was vandag nou uit my comfort zone, maar dit was toe nie so erg geweest nie. Hy is vol pragtige boodskappe, weet jy Nee, dit? Ja, Filosoof, die ek dink nou filosoof by in my. myself, dit is baie keer in die lewe so, die afwagting na iets toe, kan ons vir onsself eintlik partykeer baie meer opwerk oor, Absoluut. totdat jy dit nou eintlik doen, en dit is so relevant vir baie goed wat ons doen in die lewe. Ja. So 'n pragtige boodskap om te deel, en terwyl ons nou by die wyshede is, so om in afsluiting te kom, ek het 'n vriendin van my met wie ek baie lank gewerk het, ek dink partykeer raak kollegas mos eventually ons vriende, ons vind daai mense op ons lewenspad, en sy tans woon in Nieu-Seeland en kuier nou hierso, en ons het so lekker gesels, want ons het van 2013 af saam gewerk, en sy het vir my gesê, Sholis, daar in Nieu-Seeland is dinge so lekker, en al die goed wat ek geleer het, toe ek en jy saam geleer het in die werkplek, gebruik ek nou, en sy sê, imagine, ons het alles wat ons nou weet toegeweet. Ja. So my vraagie is, as jy nou vir jou jonger self ietsie kan sê, of 'n raadjie kan gee, wat sal dit wees wat jy vir haar jonger self sê? Myne sal definitief wees, moenie bang wees vir verandering nie, en gryp geleenthede aan. Ek dink as mens moet, veral as jy jonk is, ek is nou besig om 'n boek te lees, en daar sê in die boek staan dit onder andere dat jou belangrikste ding wat jy het in die lewe is tyd. En dit is so moeilik om dit vir die jong mense te verduidelik, want as jy jonk is, dan het jy mos die wêreld se tyd, maar as jy nou al ouer is soos ons, dan besef jy maar jy het nie die wêreld se tyd nie. So vir my jonger self sal ek definitief sê, jy weet, moenie bang wees nie, gryp geleenthede aan, die wêreld is groot, en moet jouself nie terughou nie. Dit is vir my die groot ding. Be a go-getter, moenie bang wees om kansse te vat. As jy jonk is, kan jy kansse vat, en jy weet, as dit die werk nie aan werk het nie, dan staan jy op en jy probeer weer. So, dis wat ek so gedoen het. Of dis wat ek in my volgende lewe sal doen. Wat jy nou vir Luca kan sê, Ja. hè? Ja, ek weet nie of hy gaan hoor nie, Ja, of dit is luister. altyd Hy sal so. miskien hoor, maar ek weet nie of hy gaan luister nie. Ja. Oor jou.
Ja, vir my jonger self sal ek sê, sien dit niks van hierdie goed waaroor jy jou bekommer het toe so gebeur nie. Want dit is, ek dink 'n mens lewe dinge so vooruit, né? Met grysheid kom wysheid. So ek dink mens leef dinge so vooruit dat as jy terugkyk, hindsight is seker nou wat sê hulle, perfect science. Dan daar was goed waaroor ek my bekommer het in my jong dae en sekere goed wat ek gedink het ek moet doen, wat ek vandag weet, dit maak nie saak nie, dit het alles uitgewerk soos dit moet. So ja, ek kan sê ek moes dit veel vroeër in my lewe begin doen het, dit sou wonderlik gewees het, maar ek het ook lewensondervinding opgedoen in baie ander velde, en dit is dalk hoekom ek het later in my lewe moes begin doen het. Jy weet, ek het wysheid, lewensondervinding was wat ek moes opdoen, so dit is hoe dit moes uitwerk. Ja. Don't sweat the small stuff. Yes. And it's all small stuff. It is all small stuff. Veral in hierdie bedryf Ja, is jy dit ook kan baie nie. belangrik. Ek dink as mense oor elke liewe, ek het nou my nuwejaars voorneme was gewees om don't sweat the small stuff. Jy weet, control the controllables. Jy weet, ek probeer vir my seun dit leer, want ek dink dit is ook iets wat mens baie gou verloor, in die sin van, daar is seker goed wat jy nou net eenvoudig nie kan beheer nie, maak nie saak hoeveel tyd jy spandeer daaraan, jy gaan dit nie verander nie. So vat eerder daai krag en energie en sit dit op die goed wat jy kan beheer. Jy weet, dis koud buite en nou eerder om daaroor te mount trek 'n trui aan. Jy weet, so ek het gister dit weer vir my seun gesê, toe sê ek vir hom, hy het nou weer oor iets gekla, toe sê ek vir hom, maar jy kan dit nie beheer nie. So jy kan jou reaksie beheer, jy kan wat jy doen daaromtrent kan jy beheer. So fokus daarop. Preek ek nou hierso wat my lewe lang nie gedoen het nie, maar jy weet, ek dink dit is ook belangrik, jy weet, as ek, soos jy gesê het, vir jou jonger self, sal ek definitief dit ook sê. Ek moet inchip. Sê vir ons, Jean. Humor, jy moet elke dag lag. Vir jouself, verander, dit maak nie saak wie nie, maar ek glo vas dat dit is 'n wenresep. Selfs al is dit nervous laughter. Al is dit nervous laughter, al is dit swart humor sin, dit maak nie saak nie. Dis hoekom ek is mal om daar weer grindelingse en as hy al so goed te kyk. Want as ek nie vandag iets snaaks kry in my huis of langs die pad waarvoor ek kan lag, dan weet ek kan daarvoor lag. Ek glo jy moet alles met 'n tikkie humor aanpak. Hou daarvan. So vir enige van ons luisteraars, as Morney en Jeannie se storie 'n bietjie aan julle harte raak en dit resoneer met julle, maak kontak met hulle. Onderaan hierdie episode sal julle die webwerf vind waar julle hulle kontakbesonderhede kan kry om 'n bietjie met hulle te gesels, miskien met hulle 'n huur eiendom vir jou bestuur, of miskien het jy 'n eiendom te verkoop, of op soek na die nuwe droomhuis of die nuwe belegging. So kontak hulle gerus. Jeannie en Morney, dankie dat julle met my kom gesels het. Dit was verskriklik lekker. Kan skaars wag vir die volgende een. Dankie vir wie julle is as mense. Ek dink julle is pragtig en ons is 'n voorreg om ons lewenspad met julle te kan stap. Dankie Lisna. Ja, baie dankie en dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit regtig baie. Dan aan ons luisteraars, baie dankie vir dat julle inskakel by ons en vir ons luister. Kyk 'n bietjie uit vir myself en Jeannie en Morney wanneer ons later hierdie jaar so 'n bietjie in die platteland kom kuier met ons beste Afrikaans. Thank you for tuning in to the Success Builders podcast. I hope you're leaving with fresh insights and a renewed spark of inspiration to take your business to the next level. Remember, success is built one step at a time, and we're here to walk that journey with you. If you enjoyed today's episode, don't forget to subscribe, leave a review, and share it with a fellow entrepreneur who could use some motivation. And if you want to dive deeper or connect with me personally, I'd love to hear from you. Reach out on LinkedIn, Instagram, or visit lisnanel.com to get in touch. Until next time, keep building, keep growing, and keep chasing that success.